girls. The video that I'm gonna make, it could possibly make me lose members. It could possibly make me lose people that is dear and close to me. But I have said that this is a cause that I am willing to die for. That maak nou nie saak be involved as you when it comes to the well-being of children. We will prioritize it. We will expose die morsdigheid wat julle saam met besig is. Die feit dat julle is besig om met kleinkinders see toe te ry. Die feit dat julle vir die kleinkinders julle kaarte gee en die kleinkinders swipe. Hy het dat julle nie julle verantwoordelikheid by die huise nagekom nie. Guys, ek is baie vies wat ek is. Ek is vies uit die feit dat getroude manne kleinkinders wat by wat in grade 7 is, die anders is in grade 9 en saam met hulle see toe ry. What is your business? Wat gaan so jy die see met 'n kleinkind? Ek Paat het ek ondervinding uit, daar was 'n pastoor gewees toe hy jare gelede wat saam met my see toe gery het en my experience wat ek gehad het op die see as 'n minderjarige kind, dit was nie 'n lekker experience gewees nie. Dit was nie iets wat ek voorgevra het nie. Dit was nie iets wat ek geïnterpreteer het nie. Ek het gedink omdat die man groot is, hy's 'n pastoor, ek vertrou hom, ek kan saam met hom. Nou ek weet nie wat hy klein kinders gedoen en gaan dit julle nie. Toe hulle die besluite gemaak het om eintlik om mooi karre in te klim en te ry nie. En baie keer guys, you guys are predators. You are preying on the vulnerability of our children because julle gaan nie kinders vat wat uit groot huise uitkom nie. Julle gaan nie kinders vat wat julle weet hy kinders se mans en paans as wel af, maar julle gaan vir die kinders kyk wat 'n behoefte het. Julle gaan aan die kinders kyk wat die nou en dan iets lekker het. That is sick. Daai is 'n sick mindset om te hê en dit is iets wat ons as die One Love Alliance nie voor gaan staan nie. The fact that julle ek worry een het glad die volgende dag huis toe gekom of die volgende week of paar dae na die tyd. Nou vra ek en of myself, weet julle vrouens aan en guys, sommige kere weet die vrouens wat doen nie man, laat ek dit sommer sê. Sommige keer ons as vrouens we allow our husband as jy dit met enige doen het, ek gaan met tweede ene en ek is nie gewaagd word dat jy my probleme is nie jy as getroude vrou, dat is dan niks fout saam met jou nie. Dis Italiënkie, dat as jy dat jy nie kookie, dat as jy dat jy nie huis skoon maak nie, jou man is net morsig. Om saam met 'n jong kind in 'n kar te klim en saam met 'n jong kind na die see toe te ry, om gemeenskap te hê saam met die jong kind, dit is niks op jou wat die getroude vrou is. You cannot blame. Dit maak nie saak wat sy tekortkomme het, ek as 'n vrou nie. Wanneer my man besluite maak, it reflects on him. Dit reflect op die vrou nie, dit reflect op die man, because ons is mos gelowiges, ons sê, even ons loop met God, dit is 'n persoonlike saak, die songdigter sê, dit is jou eie saak as die verlore gaan, so ek wil die vrouens van die manne bemoedig, wees julle sterk, maar choose yourself. Ek wil sê, choose yourself, choose your way. You are beautiful and you are fearfully made. Vir jou om opgeskeep te sit en nou moet jy gediscuss word van kinders, because guys, this isn't a case of children just being a victim. This is a case of children that has got a reputation, but that doesn't make it right. Do you guys, I hope you guys understand what I'm saying. I'm not saying it makes it right. Nou gaan jy nog wat getroude vrouens hê wat gebespreek word van jong kinders, because die manne as morsig, hulle weet nie hoe hulle self te beheer. Nou wil ek ook vir hy kinders vra van hy ouers, gaan julle niks doen nie julle as die ouers, om julle kinders te beskerm, because nou kyk ek in die avenue, voor die kinders toegelaat om die ding te doen. And that is not what I'm saying. I am asking, that's the difference between a statement and a question. My question is, aangezien julle weet nou julle 13-jarige kind en julle 15-jarige kind het met groot manne see toe gegaan, gaan julle niks doen oor die saakie. Van voor ons gaan kom en we gonna intervene. We need you to take on your responsibility as a parent. Ons het vir julle nodig om iets te doen. Ek wil toch vir fynbosse manne sê, hou op julle morsig is. En die hartseer saak, enige formulering het jy daar gesien, my ma is gedivorced uit. Jou ma is ook gedivorced. Al gaan jy deur skei hoor, so as die Here plan het saam met jou lewe baie kere, dan die kerke maak die mense deur mekaar. Ja, die Bybel sê hy het skei. Hy sê die Bybel sê, maar die Bybel sê ook, as ek my man kom betrap, op beter dat ek kan hom skei. Nou maak ons 'n fout, die society, ons sê jy kan nie skei nie, wat gaan die mense sê, maar dan weet jy lewe jou, dan weet jy die goede wat in jou huis gaan, dit is die goede wat jy kan hanteer, maar omdat die woord, dit word gesê in die kerk, jy moet nie skei nie, nou gaan jy alles na mesela, vrou ken jou waarde,
Vrouw, wake up, man. Wake up. Die ding wat jy hier maak, die Here wil hê jy moet jouself kies. Because as jouself kies, dan kies jy vir hom. Toe as God na my kyk, toe hy kykie vir sin dan nie. Hy kyk sy seën in my in. As God na hy vrou kyk wat nou die seën goed te hoor kom, hy kyk sy seën. So miskien lyk dit vir jou, Here, hoe gaan ek dit maak? Hoe gaan ek die rent betaal? Hoe gaan ek vir my kinders voorsien? Hoe gaan ek van die man en die man sorg dat die Here kyk aan sy seën en die Here kyk 'n blessing. Om jou en die Here gaan dit dan vir jou moontlik maak om nog steeds te lewe. Terwyl jy nog lewe, dis kan die grap as 'n genade. Maar want jy gesterwe het, en jy gesterwe sonder dat jy lewe gelewe het. Jy het gesterwe in conviction en vir iets wat jy, because enige vrou, guys, enige man, as dit my man gewees het, ek sou nie geweet het hoe myself te hanteer. As dit my man gewees het, die bloed van Jesus oor hom, ek sou nie geweet het hoe myself te hanteer, because ek is 'n ma, ek sou myself wil weg.